ook so nou en dan op my pad kom. Maar ek dink ek wil graag nou begin met die storie wat ek vir julle in het vanaand. Vanaand is 'n golfstorie en die storie is ongeveer hier uit die middel 80s en dis 'n ware verhaal, iets wat ek self beleef het. So, ek is maar nou in hierdie storie was ek net 'n toeskouer gewees, maar ek was daar, dit het gebeur. Nou ek het al vir julle 'n paar keer vertel van die ongelooflike stories en wat al op my pad gekom het. Daar was die ongelooflike motorfiets storie onder andere gewees. En hierdie is nou 'n ongelooflike golfstorie. Nou iets wat in golf baie spesiaal is en iets wat enige golfspeler wil graag sê, hy het een reg gekry. En dit is soos hulle sê in hole-in-one. In Afrikaans noem hulle dit 'n call-out. Maar ek wil nou sê die hole-in-one lyk my naam het nou 'n bietjie uitgesterf. Hulle gebruik hom nie meer nie. As ek nou kyk op televisie die golf, so die meesters kyk en al daai goed is, dan praat hulle deesdae van 'n call-out of 'n hole-in-one eerder van 'n eis. So dit is nou die benaming wat maar al 'n hele paar jaar gebruik word. En so hole-in-one en call-out het nou half uit die mode geraak. So as ek nou vir julle die storie vertel, dan was dit nog in die tyd toe ons gepraat het van 'n hole-in-one en 'n eis, dan voordat die ysding nou vorendag gekom het ons gepraat van 'n hole-in-one. Nou die spesifieke dag het ek saam met 'n baie goeie vriend van my gespeel. Die van julle wat nou sy rugby ken, sal weet in die 50e jare was daar Cham Oes geweest. Hy was spring op vleuel geweest. My pa het nog vir my vertel hoe hy daar op Nieuweland rugby gekyk het, daar in die een hoek, so op die Nieuweland geken het, daar op die hoofpaviljoen staan in die linkerhoek, daar die skoolkinders wat hy toe deel van was, het hy gesit, en Cham Oes het daai dag 3-3 reg voor hom in die hoekie gedruk. Nou sy seun en ek was saam op college geweest, sy naam is Dirk. Nou Dirk was 'n fantastiese golfspeler geweest, en ons het baie lekker ure op die golfbaan deurgebring, en so gebeur het nou die een dag. Hy was natuurlijk een van die topspelers daar by Parel Golfklub daai tyd gewees. So gebeur die een dag dat ek en hy toe nou weer gaan saamspeel. Ek onthou dit was 'n woensdagmiddag. En nou hy het 'n baie groot aanhang onder die skoolkinders gehad, omdat hy so lekker golf gespeel het en so gawe vriendelik. Hy was natuurlik ook 'n onderwyser gewees. En die spesifieke een dag toe Dirk nou so 'n bietjie geïrriteerd met die jong mannetjie van 14 wat nou so aan mekaar, daar so aan homself nou, wil ek amper sê opdringerig is, en so stem Dirk toe uiteindelik in, maar jy kan nou maar saam met ons speel vandag, en so speel die ouke jong, hy so in sy noppies dat hy saam met ons kan speel, of eintlik nog meer spesifiek dat hy saam met Dirk kan speel, so het hy nou vir Dirk lekker bezig gehou, dan wil hy dit weet, en dan wil hy daaroor gesels, dan wil hy dit vertel, ensovoorts. Gelukkig, ek stap maar aan een kant aan my bal toe, en so gesels, hulle twee nou al die pad, en so het ons maar die gate aangegaan en ons kom daar by 'n kort gaatjie. Ek dink dit is die 6de of die 7de, dit is baie jare gelede, so ek kan Parel Golfklub nou nie meer so presies goed onthou nie. Maar so is daar toe iemand wat in die gat langs staan, nou vir Dirk, sy ander trek wat Dirk nou ken, en nou ek ken toe nie ou nie, maar Dirk stap nou so oor na hom toe om te gaan groet, en tussen nou die skoolseun, hy klim nou op die bof, en Dirk sê vir hom, jy moet maar so lang slaan, en ek het ook, hy sê toe vir my, hy groet net gou die ou, maar nou staan ek so al tussen Dirk en die skoolseun, en so gaan staan die skoolseun op die bof, en hy sit nou sy balletjie op sy stokkie op sy tee, soos ons gesê het, en hy lê nou aan, ek onthou nog, hy het 'n hout gevat, nie 'n yster nie, om vir die kort gaatjie te speel. Hy kon op daai stadium nog nie die bal so ver soos ander mense slaan nie, maar so skralerige ouetjie gewees. En nou kyk ek vir hom, en nou hou ek maar so vir Dirk ook dop, weet wat, Dirk moet nou ook nie dat ons nou te lang wag nie. En so, toe ek nou vir Dirk kyk, toe hoor ek maar, hier gaan die golfhou hier agter my, en ek onmiddellik toe Dirk my kop, en ek kyk nou, en ek kyk nou waar sy bal is, jy weet, as hy nou dalk die bal nou nie skoonveld speel, dan moet ons nog gaan op soek na die bal. En ek sien toe die bal, maar die bal trek nou baie mooi, reguit na die gaatjie toe. En nou ja, soos mense nou sy traject volg, toe net nie so diskant die green, of iets, wat ons die setback, het die bal toe nog geval, en hy hop toe so mooi netjies op die setback, en daar begin hy te rol, dat so even so afdraande wat hy gekry het, en die bal rol, nou die ding dop, en ek kyk nou die traject van die bal, hoe hy nou rol daar op die setback, en so rol hy, en ek sien toe nie, maar hy is nog bezig, sy stoom is nog reg, en ek kan my sy pen sien, jy kan nou sien, daar so, maak hy nou so mooi traject, daar na die pen se kant toe, en nou nader hy in die pen kom, is die spoed reg, en
traject is reg en nou is dit van ver af, nou kan jy ook nou nie precies sien of hy nou hoe naby of ver is van die pen nie, jy skat nou maar so met jou oor en terwyl die balletjie nog so voortgaan, Dirk is nog steeds hier besig om die ou te gesels, so hy sien nog glad nie wat hier aangaan nie, maar ek sit aanskou in die ding en ek kyk na die balletjie en toe ek nou weer so sien, toe verdwyn die balletjie daar in die gaatjie in. Nou dit was toe die eerste keer in my lewe dat ek 'n kol lewende gesien het waar ek saam met iemand gespeel het. En soos Dirk nou heeltemal niks vermoedend, begin ek en die ouetjie nou daar te juig en te skree en te kere te gaan. En Dirk skrik om na half boegland wat duiwel dan nou hier aangaan met ons wat nou so te kere gaan. En hy wil net weet wat gaan aan, hy dink as fout. En hy wil nou kom help en al sulke goed. Hy draf aan ons kant toe, dat hy nou kan sien wat is verkeerd hierso, wat het nou verkeerd geloop. Het iemand daar per ongeluk raak geslaan, dat ons nou so skree en te kere gaan. En dis toe dat ek vir ons sê, Dirk, luister die ouetjie het die Howling One gespeel, en jy het dit gesien nie. Weet jy, Dirk het so sleg gevoel, dat hy nou nie die Howling One gesien het nie, maar hy daarmee ouetjie so wonderlik toe nou geluk gewens, sulke goed. Nou stap ons, maar jy het ons nog aan seker maak, dit is nou so. En soos ons nog by die gaatjie kom, toe dat Dirk nou sommer daar die pen opgelig, en hy tel dus sommer die bal, daar uit die gaatjie, en hy sê hom vir jy so jong, baie geluk. Dis dan nou 'n fantastische Howling One wat jy gespeel het. En so het ek toe daai dag vir die eerste keer in my lewe 'n Howling One met lewende oë gesien. En ja, die Dirk wat dit nou gemis het, wat so sleg daaroor gevoel het. Ek en Dirk het daarna nog gereeld het met mekaar kontak gemaak. Ek het dan nog die keer wat ek sy pa sien stappe daar so in Parel se Hoofstraat. Hy het elke middag so vir 'n stapjie gegaan, dis nou Champoes, en kort daarna het ek gehoor, hy is oorlede. En ja, dit was nogals, want ek het die ooms nou ook goed geken, ek het baie daar by Dirk in huis gekom, en Dirk het daar by Jan Kriel skool gehou, en hy het daar ook 'n golfbandjie daar op die sportvelde daar, het hy 'n golfbandjie in die gang gekry, en daar was 'n klomp, 'n klaphuis, en al die goed, baie suksesvol geweest daarmee, en ek het so, dit is nog seker so 15 jaar gelede, toe het ek ook die nuus verneem dat Dirk is oorlede. Hy was nog baie jong geweest, hy was maar 42. En ja, ek dink met baie mooi herinneringe aan vriend Dirk, en natuurlijk dat die dag wat ons so die eis, of dan die Howling One soos daai dat ons dit aanskou het, wat 'n spesiale ding was dit nie inderdaad gewees nie, om 'n Howling One met jou eie oë te kan sien nie. En dit is sommer net 'n cool story van die jong laaitie, die 14-jarige ouetjie, wat die groot bewondering gehad het vir Dirk, en ek het hom glad nie geken nie, en toe speel hy 'n Howling One saam met ons. Is dit nie ongelooflik as 'n mens, dit is so 'n ongelooflike storie, as ou so iets beleef. Ons sien dit op televisie, maar as jy dit in lewende lywe sien, dit is geraak, dit is baie raak, en baie spesiaal as jy dit kan sê. Speel vir julle.